Goeiemôre. Dis lekker dat daar geklets is in die oggende en dat mense die gemeente moet stil maak om te begin. Dit is wat 'n gemeenskap van gelowiges is. En ek is dankbaar as julle nou van die laaste ry af na die derde laaste ry toe geskuif het. Dis goeie nuus, dis vordering in die kerk. Een van die dae sal ons hierdie sertifikate gee dat julle ook voor mag sit soos Tannie Poppie. Dis die allerheiligste wat is. Nee, ek grap sommer Tannie. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dankie dat jy vroeg hier is om saam met ons in te stel, ons reg te kry om die Here te ontmoet. Om stil te word en te luister is soos om dolfyne in die see te soek. Ons is bederf met 'n paar dae in Umhlanga deur my ouers. En ons sê vir hulle baie groot dankie daarvoor. So as hulle my preek kyk, ek weet hulle sal een of ander tyd, mamma en pappa, ek sê voor die gemeente dankie, hoor. Ons het hulle daarom ook gebel, dis nie net so nie. Maar weet julle wat besef ek? Daai deel van ons land se kus is wel bekend vir die baljaar van dolfyne. Mense gaan soontoe om dolfyne te sien. Maar as jy in die see swem, en as jy besig is om sandkastele te bou, en as jy koffie drink by die kafeetjie op die strand, langs die strand, en jy eet 'n hamburger en chips by daai kafeetjie, sien jy nooit die dolfyne nie. Is dit nie reine waarheid nie? Jy kan met alles besig wees die hele dag op die strand, maar jy sal nie 'n enkele dolfyn sien nie. Maar as jy vir 'n oomblik net gaan stil sit, rustig raak en vir die see kyk, jou aandag op die see draai, vinnig, dan sien jy 'n beweging, en dan wonder jy, het my oë nou reg gesien? En hierdie week, omdat ons kinders nou vir die eerste keer sharkboard toe gevat het, in Umhlanga, was die grootste redenasie, is dit nou 'n dolfyn of is dit nou 'n haai? Maar, nadat jy dan nou net die eerste vinnetjie so sien, glinster het in die son, dan sal jy begin agterkom hoe hulle daai bekende see vorm maak, die dolfyne, nê, wat elke kind mos in 'n swembad probeer namaak. Ek dink dit is deel van kind en volwasse wees. Kom, ons doen dit ook nog. Dit lyk nie meer nie, dit lyk meer soos of ons walvis speel. Maar ons probeer dit ook doen. En as jy lank genoeg sit en kyk na die dolfyne, dan vang jy hulle, hoe hulle in die golwe baljaar. En lyk of hulle branderplank ry. Is dit nie? Maar om nou vir die ou wat langs jou is, te probeer verduidelik waar die dolfyn in die see is, het jy dit al ooit probeer doen? En as jy nou soos sommige mans is, wat sê, sien jy die groot skip? 10 tree oos. Wat? Of mens sê, sien jy hierdie vissersman se lyn? Nee, as jy nou net oor hom, is dit nie ons verduidelik nie? En teen die tyd wat jy min of meer daardie persoon in daardie rigting laat kyk het, dan is die dolfyn al halfpad teen die kus af. En as hulle uiteindelik die dolfyn wat jy gesien het raak sien, dan deel hulle nie die opgewondenheid wat jy gehad het toe jy hom gesien het nie. Stil word en luister na die Here is om soos dolfyne by die see te sien. As jy besig is met 'n klomp ander goed raak, sien jy hom nie raak nie. Amper nie eens bewus van sy bestaan nie, maar die oomblik as jy net gaan sit en stil word, net jou aandag fokus, sien jy die Here oral en in alles. En dit is ook die waarheid, wanneer jy dit dan wat jy beleef God openbaar aan jou, dan aan iemand anders probeer verduidelik, het dit net nie dieselfde impak nie. Hulle deel nie die opgewondenheid wat jy beleef het, toe God met jou praat nie. Stil word en luister na die Here
is om soos dolfyne te soek. Ons moet net stil word en kyk en wag. Die Here openbaar hom aan ons. En dit is wat vanoggend gaan gebeur. Boeties en sissies in Jesus Christus, ek het geen twyfeling dat die Here ons vandag wil ontmoet. As ek en jy 'n begeerte het om by sy voete stil te raak en na hom te wil luister nie. Die wonder is dat God ons vanoggend kom groet. In die naam van God die Vader, die een wat ons eerste lief gehad het en wat sy liefde aan ons bewys het. Jesus Christus wat daardie prys betaal het sodat ek en jy God se liefde mag beleef en ontvang. En die Heilige Gees wat ons die waagmoed gee om God terug lief te hê en ander ook lief te hê. Amen. Daarom gaan ons vanoggend as loflied Psalm 100 wat eintlik getoon het is in Vlam 384, juig al wat leef, juig voor die Heer sing. En as jy dit gaan sing, gaan jy die volgende woorde sing. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap en gee hom eer. So as jy dit nou gaan doen, gaan sing vanoggend, kan ons nou nie dien God met blydskap. Ja. Ons moet daarmee blydskap kan sien. As jy vanoggend besef wat 'n voorreg dit is om in die huis van die Here in te gaan en sy teenwoordigheid te beleef, loop en borrel ons oor met daardie vreugde en blydskap. Kom ons wys dit in 'n danklied, 'n loflied aan God. Kom ons staan. Ons het vanoggend 'n ekstra bederf en dit is dat die koor vir ons 'n lied gaan sing wat hulle eintlik voorberei het vir Opstanding Sondag. En weens die lewe kon hulle dit nie sing nie. So ons is eintlik dankbaar dat ons dit vandag kan beleef. Hulle gaan vanoggend vir ons Vonk 561 sing met die woorde: Kom laat ons met vreugde jubel. Mit vreugde jubel aan God die Heere, wonderen brengt op aarde tot in die hemel, van onze geloofde zin.
Ons klap nie hande omdat dit 'n produksie is en dit is foutloos en perfek en ons klap hande omdat hulle iets sing van dit wat ons hart wil uitdruk. So moet asseblief nie voel jy mag nie. Dit is eintlik deel van lofprysing in die Here. Vir die van julle wat verlede week vertrou het om die erediens te kyk op YouTube, ons vra om verskoning dat hy nie opgeneem is nie. Dit was net 'n klomp omstandighede saam, maar ek hoop jy het daai kort video wat ek beplan het, moes minder as 5 minute wees en toe sit 8 minute. Ek is baie jammer. My man sê ook ek praat baie, ek glo hom nie altyd nie. Ek sien wie hy is baie stil. So grappie daai. Ek hoop jy het dit gekyk, want ons gaan aan vandag met daardie tema van verlede week, oor die Shema. Nou in breë trekke, weet gou geweet wat is die Shema? Dit is hierdie uitdrukking, hierdie 3 teksgedeeltes wat die Here vir die Israel gegee het, om 'n uitdrukking van hulle identiteit en van hulle geloof te wees. Nou vandag kan ek ongelukkig nie by al 3 dele stil staan nie. Daar's net te veel wat 'n mens wil en moet sê. So ons gaan vandag net kyk na die gedeelte in Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. So as jy jou Bybel wil oopmaak daar, is jy meer as welkom. En vandag gaan ons eintlik kyk waar die Shema en ons eie liturgie, hoe ons dit vandag uitdruk en uitleef en beleef by mekaar uitkom. Nou omdat ek net een gedeelte gaan gebruik, wil ek so bietjie konteks gee. 'n Goeie dominee gee altyd 'n bietjie konteks van die teksgedeelte waar ons gaan lees. So in breë trekke wat gebeur het. Israeliete is in slawerny in Egipte. Ek wil net sê dit is nou my opening line as ek by vreemde mense kom en ek preek. En dan sê ek vir hulle, een van die grootste blapse wat ek nou al op die kansel gemaak het, is om te sê, die Here het die Israeliete uit Engeland uit bevry. Maar julle was daar vir die eerste keer toe ek het gesê het. Toe die Here hulle uit Egipte bevry het. En hulle trek deur die see en hulle is in die woestyn in. En dan gebeur die wonderwerke. Dis die manna, die kwartels, die water uit die rots. Israeliete raak geïrriteerd, hulle mis Egipte. Op gebeur dit amper vir hulle mis Egipte. En dan gee God vir hulle die 10 gebooie en die reëls en regulasies van hoe sy volk moet leef. En dan trek hulle deur die woestyn tot hulle by die kruising by die Jordaan kom. Dan stuur hulle die 12 spioene in. 10 kom terug en sê, "Haai Konna, ons sien nie kans nie." Net 2 sê, "Die Here gaan hierdie land vir ons gee." En onder die leierskap van die Israeliete trek hulle terug in die woestyn in. En vir 40 jaar trek hulle nomadies van plek tot plek. Tot in Deuteronomium. Dan kom hulle weer by hierdie kruising, by die Jordaan. En dan berei die Here hulle weer voor om die Jordaan oor te steek, die beloofde land Kanaan in te neem. Hy gee vir hulle die tweede keer die 10 gebooie. Weer gee hy reëls en regulasies om hulle voor te berei vir wat gaan kom. En dit is waar ons vandag dan gaan lees. Een van hierdie voorbereidingsgesprekke. Maar kom ons bid eers saam voordat ons lees. Here, as ons besef dat U die Israeliete voorberei het, besef ons ook, Here, dat vandag dit presies dieselfde is. Dat U vanoggend wil gebruik, U woord wil gebruik om ons voor te berei vir die week wat kom. Ons voor te berei vir dit wat op ons wag in die week wat kom. Here, help ons om soos die Israeliete eers stil te word en te luister na wat U sê, na die waarskuwing wat U gee, die waarheid wat U spreek en die hoop wat U vir ons wil kom gee vandag. Ons wil, Here, soos die Israeliete sê, U is ons Here en U alleen is ons Here. Dankie dat ons dit mag lees in U woord en by U self kom hoor vanoggend. Spreek, Here, U dienaars luister.
Amen. Ek lees vir ons Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bindend as 'n teken om jou hand en laat die versiering op jou kop wees. Skryf dit op die deurskosyne van jou huis en van jou stadspoorte. Net eers tot daar. Jy is welkom om die ander 2 gedeeltes en die res van Deuteronomium te gaan lees. En weer eens, daar's so baie wat ek oor hierdie teksgedeelte wil sê, maar ek gaan dit vandag afbaken na 2 beginsels toe. En ek gaan dit 'n bietjie met jou deel. Maar op hierdie oomblik waar ons lees, is die Israeliete op 'n kritiese moment van hulle bestaan en wat ons nou verstaan as hulle verlede. Want as hulle hierdie Jordaan gaan oorsteek, gaan hulle in verbintenis kom, in kontak kom met 'n klomp kulture, gelowe, praktyke, gebruike wat anders is as wat God tot op hede vir hulle probeer leer het en wat God van hulle begeer. Onder andere is die Kanaaniete en al die ander mense wat in Kanaan bly gerig daarvoor om afgode te aanbid. En eintlik wil God vir hulle kom waarsku. Daar's 'n gevaar as jy sal oorgaan, dat jy sal word soos die mense waarna toe jy gaan. Maar ek gaan vir Israel 'n gedeelte gee om op te sê, sodat julle kan onthou wie julle is, en wie ek is, wat my liefde vir julle is, en wat ek eintlik van jou verwag. En dat jy, Israel, in hierdie verbond met my ingesluit is. Onthou, die woord verbond beteken dat God eers met hulle 'n verhouding begin het. En dis anders as net 'n liefdesverhouding wat gebreek kan word. Dit is waar 'n sterk entiteit met 'n swakker entiteit 'n ooreenkoms maak. Dat hy sal sorg en beskerm en hulle Here sal wees as hulle gehoorsaam sal wees aan die Here. Maar weet julle die wonderlik van God se verbond is dat hy, al breek die Israeliete dit, kies God om hulle steeds lief te hê. So ons het vanoggend die eerste gedeelte van die Shema gelees. En as jy nou kan onthou daai 5 stappe, daai 5 vloei momente van verlede week van God in verhouding, God openbaar hom, stil word, luister en dan gehoorsaam. Kom ons vanoggend by die gehoorsaam deel. By 2 momente hoe ek en jy in ons elke dag se lewe gehoorsaam kan wees in 'n liefdesverhouding met God. En dis waar die 2 woorde gaan inkom. Die eerste 4 vra ek soek jou aandag. En die laaste een is, hoe gaan jy daarop reageer? En ons, die 2 woorde is eintlik 1 woord. En dit is bely. Nie bly nie, bely. Nadat God vir hulle sê, word rustig, luister na my, dan gee hy hierdie wonderlike sinsnede. Die Here is ons God, die Here alleen. So die eerste ding wat God vir Israeliete sê, nadat hulle luister, is, ek, die Here julle God, is julle God, en ek is die enigste Here. Nou hierdie kort frasetjie, hierdie sinsnede, het 'n klomp teoloë al laat kopkrap oor wat dit moontlik kan vertaal word. Want in die 2020 vertaling sê, gaf my een aangaan Melandra asseblief. Nog een.
In die 2020 vertaling het ons dit vanoggend gelees as die Here is ons God, die Here alleen. Die probleem is in die Hebreëus is dit nie 'n volledige sin met 'n werkwoord, 'n onderwerp en 'n voorwerp nie. Dis 'n sinsnede. So daar's 'n paar moontlikhede van hoe dit vertaal kan word. En volgens die slim mense, dis nou nie my gebroke Hebreëus nie. Volgens die slim mense is hierdie die opsies. Die Here ons God is een Here. Die Here ons God, die Here is een. Die Here ons God, Here alleen. Ons God is Here, alleenlik Here. Die Here ons God, die Here is een. Ek wil vir jou vir 'n oomblik vra om in stilte weer hierdie stellings te lees. En net te dink, hoe kragtig is dit, as dit jou belydenis is elke oggend van jou geloof, jou belydenis van wie God vir jou is. Die Here is my God. Daar's net een Here. Die Here is my God, die Here is een. Die Here is my God, die Here alleenlik. Die Here is my God. Wat 'n kragtige belydenis van geloof is dit nie. En dan sê die teoloë, die slim mense, dat dit nie hier gaan oor God se kwantiteit, is God 1 of 3 of 20 nie, maar dit gaan oor die kwaliteit van God, oor God se karakter en sy wese. Sodat die Israeliete kan besef, dat al gaan hulle in 'n land in, waar daar menigte afgode is daar net een ware God. Is daar net een soos die groot ek is. Die een wat nou net al die wonderwerke gedoen het, hulle nou net bevry het, daar's net een van hulle. En dan wil daar 'n klomp slim mense wat dink hulle is slim, vir ons sê, maar hierdie teksgedeelte wys eintlik dat ons nie in die Triniteit, die drie eenigheid, Vader, Seun en Heilige Gees kan glo nie, want God is dan een. Maar dit bedoel nie een nie, kwantiteit van een nie. God is een as Vader, Seun en Heilige Gees. Maar as ek jou brein nog 'n bietjie meer kan breek, daai woordjie wat vertaal word met alleen, sou 'n mens ook kon vertaal met anders of uniek. Die Here my God is een Here. Die Here my God is, die Here is een. Die Here my God, die Here is uniek, is anders. Nou dit klink vir ons vreemd om dit te sê. Maar dink gou waar die Israeliete ingegaan het. En dan gee God vir hulle die belydenis, ek is anders as die gode wat julle daar gaan kry. Ek is uniek. Ek is nie soos hulle nie. Jy sien, dit wat hulle teëgekom het, is baie gode, maar God sê ek is een. Die gode wat hulle in Kanaan beleef het, gesien het, te doen mee gehad het, is uitgedink deur mense, is handgemaak deur mense. En God sê ek is uniek want ek is heilig. Geen mens kan ten volle begryp wie ek is nie. My naam is die groot ek is. Die Kanaaniete se afgode is dooie voorwerpe. God is uniek en anders en hy sê vir hulle ek is lewend en ek is aktief betrokke in julle lewe. Jy sien, die gode is magteloos, want wat kan hulle doen? Onthou julle die verhaal van die afgodsbeeld wat geval het, elke keer wanneer die verbondsark in die tempel ingedra is. En God sê, ek is almagtig. En ek word deur 'n klomp ander nasies gevrees. Die arme afgodsbeeldjies is broos en tydelik en kan vergaan. God is ewig.
Die arme afgodsbeeltjies vra offers, vra wierook dat hulle gelukkig gehou kan word, sodat hulle iets sal kan doen vir hulle mense. God sê ek is uniek, want ek het julle gekies, ten spyte van die feit dat julle niks goed kan doen nie. Ek is anders as die gode waar julle julle liefde aan my moet bewys. Ek is eerste lief vir julle. Ek wil dit sommer direk na ons lewe toe vat. Ek wonder hoe anders sou my en jou dag elke dag gewees het, as ek en jy wakker geword het met hierdie belydenis op ons hart. Dat die Here, ons God, is alleenlik God in ons lewens. En hy's anders as al die ander goedjies wat ek vandag gaan mee te doen kry, wat sy ereplek in my lewe gaan wil steel. Ek wonder wat sou gebeur het as ek en jy elke oggend met kop, hart, siel, mond bely, met ons gedagtes, ons verstand, ons emosies, dit hardop in ons huis sal bely. Die Here is my God. En daar's net een soos hy. En net een wat so uniek en anders is, soos ons Here. Jy sien, want die Here het nie nodig dat ek en jy hom elke dag moet herinner wie hy is nie. Hy weet, hy is God almagtig. Ek en jy het nodig om onsself te herinner wie God is en wie ons in verhouding met God is. Daarom, boetie en sussie in Jesus Christus, wanneer ek en jy in die kerk sit, in 'n liturgie sit, en ons kom by 'n geloofsbelydenis moment, is dit nie om net 'n tradisie te volg en 'n tikboksie te hê en af te handel in 'n erediens nie. Dis nie gemaak dat jy kan opstaan en jou bene bietjie rek nie. Ek weet dit is dalk lekker om op te staan en bene te rek, en dat die dominee stil bly en jy 'n asem kan haal en jou ore kan rus. 'n Geloofsbelydenis word nie ingebou om tyd te wen nie. Dit is waar ek en jy, waar ons as gelowiges, as die liggaam van Christus, saam kan bely, met ons hart, met ons mond, met ons siel, met al ons krag, dat die Here ons God, die Here van Westville gemeente is. En dat daardie wete, die manier verander, hoe ek en jy elke dag leef. Daarom gaan ons nou my preek onderbreek, en ons gaan nou, as jy daarvan oortuig is, dat God alleenlik jou Here is, en as jy daardie behoefte het om dit vanoggend saam met jou broers en susters in Christus te bely, gaan ons saam die apostoliese geloof, die 12 artikels staande sê. Hoekom kies ons hierdie een? Ek is baie lief daarvoor om ander forme van geloofsbelydenisse te hê. Ons kan ons geloof op verskillende maniere bely. Ons het ons geloof bely toe ons vanoggend, ek weet verseker, Jesus is Heer gesing het. Het ons geloof bely. Maar wat die apostoliese geloofsbelydenis, ek glo in God die Vader, daar een, die 12 artikels, so besonders maak, is dat dit internasionaal erken word. Dat verskillende Christene van verskillende denominasies reg oor die wêreld, in verskillende tale, 'n weergawe van hierdie opsê. Daar's liedere deur konservatiewe musikante, deur bands, hard, heavy rock, metal, geskryf oor hierdie geloofsbelydenis. So dit is nie net ek wat sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige. Dis nie net ons as 'n gemeente wat dit sê nie. Dit is ons broers en susters reg oor die wêreld. Die wat vanoggend vryheid het om hulle geloof uit te druk soos ek en jy, en die wat vanoggend dit nie mag en kan doen nie.
Vir ons as gelowiges wat redelik vreedsaam leef en selfs vir die gelowiges wat vandag in 'n oorlog sit, kan hierdie selfde ding bely. So as ons staan in hierdie geloofsbelijdenis vanoggend opsê, wil ek jou vra om stil te word in jou gees en te luister hoe die Heilige Gees jou dit as 'n eenheid van Christus reg oor die wêreld saam te sê. So as dit jou oortuiging is, kom ons staan en sê vanoggend die geloofsbelijdenis saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit. As Melandra vir ons aangaan na die volgende slide toe, gaan jy sien dat die tweede belydenis is die een wat ons minder van hou. Die skuldbelydenis. Die Israeliete begin met, luister oor Israel, word stil en luister. Die Here is ons God, die Here alleen. En dan gaan dit oor in hierdie vers, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. So wanneer ons wil gehoorsaam wees, wanneer die Israeliete wil gehoorsaam wees aan die Here, dan is dit 'n uitdrukking van liefde. In die manier hoe hulle liefhet. En met hierdie vers het jy seker al baie preke gehoor, dat dit jou volle menswees insluit. 'n Totale oorgee aan die God se liefde, om deel te word, om lojaal te word aan God se liefde. Maar wanneer God dit dan vir ons as 'n opdrag gee, dit is hoe jy moet lief wees. Dis hoe jy jou liefde moet bewys, moet uitleef, nie net aan my as God nie, maar ook aan jouself en aan jou medemens. Want dit is ook hierdie deel van die Shema wat Jesus direk aanhaal, is vers 4 en 5. As hulle in die Nuwe Testament vir hom vra, wat is die belangrikste gebod, dan haal Jesus hierdie deel van die Shema aan. 4 en 5. Maar wanneer Jesus dan wanneer God die opdrag gee, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, met siel en al jou krag, is dit 'n tweesnydende swaard. Want dit beteken dat in die stil word en die luister, is dit die stem van die Heilige Gees wat ons kom bewus maak van waar ons tekort geskiet het aan daardie liefde. Vandag, gister, hierdie week. En wanneer ons dan ongehoorsaam was of gebroken was om hierdie liefde uit te leef. So 'n skuldbelydenis vir my en vir jou is nie net 'n oomblik waar ons kom stil staan en nou moet ek skuldig voel. Dis 'n oomblik waar ons stil word in 'n liefdesverhouding met God. En vir God kom erken, Here, ek is meer gebroken as wat ek vir hierdie wêreld wil wys. Here, ek kan nie lief hê soos U nie. Here, ek het misluk om hierdie week liefde te bewys aan die mense rondom my. En dan is ons God uniek en anders.
En danksy die bloed van Christus, hoef ek en jy dan nie met ons tortelduif of met die perfekte lam vanoggend hier op te daag, sodat die dominee, die priester, vir jou boetediening doen nie. Jy hoef nie in 'n hokkie vanoggend te kom sit, dat ek na almal se skandes hoef te luister nie. Ons kan dit in ons stilligheid aan God openbaar en dan sê God vir my en vir jou, dat Jesus die prys reeds daarvoor betaal het. Skuldbelydenis, ja, is om voor God te kom staan en sê, Heilige Gees, kom deursoek my, kom vat weg wat verkeerd is in my. Maar dit is ook 'n moment waar ons God se genade intens moet beleef. Dat God ons liefhet ten spyte van die gebrokenheid. En ons gaan nou skuldbelydenis oefen. Ons gaan dit nou doen. Nie so nie, jy kan ontspan. Daar's 2 woorde oor geloofsbelydenis en skuldbelydenis wat ek net vir jou hier wil laat sit. Die eerste woord is eerlik en die tweede woord is nederig. Om ons geloof te bely is maklik. Ja, ek is 'n Christen. Ja, ek glo in die opstanding. Maar om dit te leef, om dit op 'n eerbare en 'n eerlike manier te leef, is iets totaal anders. Want dit is om te sê, Here, U is my God, maar dan vir jouself te vra, laat jy regtig toe dat God in 'n ereposisie in jou lewe sit. Dat hy heers oor die dele wat jy eintlik vir jouself wil hou. Want as 'n geloofsbelydenis sonder eerlikheid gebeur, dan is dit net 'n tradisie. Dan is dit net iets wat ons doen uit gewoonte uit, omdat ons moet doen. Dit is om 'n geloof te hê sonder die verhouding met Christus. En dis maklik om skuldbelydenis te doen as ons nie eerlik is nie. Ja, Here, ek is jammer, ek het gevloek. Ons almal doen. Ons minimaliseer ons sonde. Ons maak dit minder as wat dit is. Of as ons nie eerlik is oor ons sonde skuld nie, dan skuif ons die blame, die skuld. Soos Adam en Eva in die tuin van Eden. Toe die Here vir Adam gevra het, hoekom het jy die appel? Nee, dis Eva. En toe die Here vir Eva vra, hoekom het jy die appel geëet? Nee, dis die slang. Nee, dit is nie ek wat kwaad word nie. As die taksies beter ry, sal ek minder kwaad word. So maklik, maar nee, jy weet my man, daai een vrou by my werk. Sy druk net al die regte knoppies. Dit is maklik om die blame te skuif as ons nie eerlik is nie. En as ons nie eerlik is wanneer ons ons skuld bely nie, dan kruip ons agter ons trots weg. God het my so gemaak en so gelaat staan. Dis maar wie ek is. Hoeveel keer hoor ons nie daai woorde nie? As ons eerlik is in ons nederigheid, dan word geloofsbelydenis 'n moment waar ons onsself onderwerp aan ons Here. Sê Here, my lewe gaan eintlik nie oor my nie. My lewe gaan oor U goedheid en U guns en U genade in my lewe. En U werk deur my lewe. En wanneer ons nederig is in ons skuldbelydenis, kan ons voor die Here kom sê, Here, ek is totaal en al gebroken. Here, nie eers my beste kan voor U kom nie. Om eerlik te wees in ons skuldbelydenis is om eerlik te wees met wat regtig hier aangaan. En in wat se verhouding jy met God staan. Want sonder eerlikheid en nederigheid word stil word en luister selektief. Ons doen dit wanneer ons wil. Maar as ons nederig is, besef ons dit nodig. Dit is nie 'n leksheid nie. Dit is 'n absolute moed. Sonder eerlikheid en nederigheid word belydenis van geloof leë simbole. Hol simbole.
En sonder eerlikheid en nederigheid word skuldbelydenis oppervlakkig. So in 'n erediens, wanneer ons skuldbelydenis doen, is dit nie die moment wat ek jou op 'n guilt trip wil sit vir die volgende 4 dae nie. Dis eintlik net om toe te laat dat die Heilige Gees in jou kom werk. En te sê, hierdie doen jy nie in liefde nie. Dis nie hoe Jesus sou lief gehad het nie. En dit is waar God anders en uniek is. Hy kom werk met ons met deernis en begrip en nie met 'n lat nie. So vanoggend gaan ek vir ons 'n skuldbelydenis lees. Dit is 'n Joodse gebed. En na die gebed gaan ek vir ons 'n moment stilte gee en dan 'n genadeverkondiging as 'n gebed lees uit Hosea 11 en ons gaan almal daarop reageer deur die Onse Vader te bid. Sittend daar waar jy is, die woorde gaan op die skerm wees. Dit is 'n stil moment tussen jou en die Here, so ons gaan hom fluister. Nie uitbasyn soos die geloofs, ons gaan hom in fluistering en nederigheid doen. So ek gaan vir ons 'n skuldbelydenis lees, 'n Joodse gebed, stilte. Ek gaan 'n genadeverkondiging uit Hosea 11 vir ons lees en dan gaan ons sittend die Onse Vader saam bid. Here, wat is ons tog werk? Wat is ons tog werd dat U aan ons dink? Hoe nietig is ons lewens, Here? Hoe nietig is ons pogings om lief te hê? Here, hoe nietig is ons pogings om regverdig te wees? Here, hoe klein en nietig is ons aansprake op sukses? Here, hoe nietig is ons aansprake op mag? En Here, hoe flou is ons volharding in geloof? Here, wat kan ons voor U sê? Want in U teenwoordigheid is magtiges niks. Beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie. Geleerdes asof hulle sonder kennis is en die ou slim is sonder insig. In U lig is die meeste van ons dade selfsugtig en daarom sinloos en oppervlakkig. Here, al wat ons vandag na U toe kan bring, is ons ontblote harte, wat soek na vergifnis, na U vrede, en 'n woord van genesing uit U mond. Vanoggend hoor ons God se genade verkondiging, ons vryspraak uit Hosea 11 wanneer die Here self sê: Hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Daar waar jy sit, nooi ek jou om saam met my as 'n stiller gebed die Onse Vader te bid. Ons Vader wat in die hemel is,
laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Die wandelende woord is hier, sien ek. Kan ek vir julle geleentheid gee om vir ons te kom vertel wat julle die Here hierdie week beleef? Ja, nee, met die brille opsit. Ons sit maar altyd mense op die spot. Ja, ons het 'n boek gelees, ons het nie baie tyd gehad nie, Dominee het vir ons 'n kort tydjie gegee. Toe het ons uit boek Ester gelees, en ons het geleer uit die boek Ester uit, wat ons in ons daaglikse dag beleef, en ons moet moed hê, om vir Ester na die koning toe te gaan het, moet sy moed gehad het. Sy moes gehoorsaamheid het en eerlikheid. In ons dagse lewe vandag, eerlikheid, gehoorsaamheid is 'n baie kritiese taak en punt wat ons in ons lewe het. Die verskil wat een persoon Ester gemaak het en haar optredes wat gelei het tot die Joodse redding. Ester is 'n Joodse vrou wat later 'n koningin geword het van Persie. Ester het 'n neef gehad, Mordegai, wat 'n komplot ontbloot het, wat Haman bymekaar gesit het. En Haman het dit teen Mordegai gehad, want sy groot rede was, Mordegai wou nie gebuig het voor Mordegai nie. Ester het haar lewe op gedrang gesit, haar lewe gewaag. In daai tyd, om iets eerlik aan iemand te sê, kan jy maklik gekruisig geword het, of jou kop afgeslaan geword het. So sy het haar lewe gewaag, om Haman se planne aan die koning te gaan vertel. Die koning het toe vir Haman tereggestel, en toe word haar neef Mordegai bevorder. Die Jode word toe gered, en hulle het in feesviering, of hulle het 'n fees toegevier, en die fees was genoem Purim. In die boek Ester lees ons toe, dat hoe God sy volk beskerm en lei. Dankie baie. Baie dankie. Dit is baie waar, om waagmoed te hê soos Ester vir hierdie week. Nou, wie het nou nog nie die wandelende woord gehad, nie? Niemand, almal vir my oogkontak vanoggend. Begin ons, daarso, by Marna. Marna, het jy hom nog nie gehad? Hoe het dit gebeur? Nou Marna, ek het goeie en slegte nuus vir jou. Ek preek nie vir die volgende week nie, so jy gaan hom 'n paar weekies by jou hê. Maar dis nie vir jou 'n probleem nie. Ek sien ons gaan slotlied, ek weet verseker. Dan het ek julle kripnotes gegee vir wat ons nou gaan sing nou al. As slotlied gaan ons 'n geloofsbelydenislied sing. Ek weet verseker Jesus is Heer. En ek wil hê jy moet bietjie luister as jy sing. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Ek het gedink dit gaan my geloofsbelydenis vir hierdie week wees. Elke oggend as ek my oë oopmaak, die Here is my God, hy laat my leef. Kom ons staan en sing die lof van Jesus.
uit sy genade en trou, né? Weet ons hoe hy sy kinders behou. Mooi. Die Here wil jou hierdie week met sy seën uitstuur. God se hoop sal vir jou 'n anker wees te midde van die hooploosheid van die wêreld. God se vrede sal oor jou hart en verstand die wag hou. God se vreugde sal jou dra, ook deur hartseer tye. En God se liefde sal vir jou soos 'n werklikheid wees, dat ander God in jou sal beleef. Amen.